Dit is so lekker om weer te kuier hier op my gunsteling plek. En ons bakkie se reis is natuurlik weer op die agenda. So saam met Pieter Kreer van Conqueror Eastrand. Pieter, dankie. Welkom terug, Maurice. Dit is so altyd so lekker. As ek en jy nie visvang praat of visvang doen nie, dan praat ons bakkies of karavane. Ja. Of een of ander iets suspensies en sulke tipe goed. Ja. So, Eesie, wat sê jy van die baie reën hierdie jaar? Ja, het mens besig gehou, nee. Vroeg in die jaar het mens gedink, vroeg in die seisoen het die mense gedink, waar is die reën? Ja. En toe hy kom, toe hou hy nie op nie. Nee, toe hou hy nie op. Die ouens, ons het interessante tye langs die water gehad. Julle het 'n paar naweke moes kanselleer. Ons het 'n paar naweke gekanselleer. En die ouens het vasgeval en hulle moes deur diep waters ry, selfs van ons vriende die boere en so aan wat deur druwe moet kom. Ek het gesien daar by die Vaalrivier by Renovaal waar Whitetail is. Onthou jy vir Whitetail wat jy gehelp het met die karavaan? Ja. Hulle plek weer onder die water. Gesien, ja. En om daar uit te gekom het hulle met 'n trekker deurgery daar, die ou het op die trekker gesit tot op sy halflyf, net om supplies by hulle uit te kry. Maar gelukkig het hy sy air intake ook bo kan die water gehad. Ek sê nogal laasweek vir 'n vriend van my, 'n boer buite die dorp wat so sukkel, hulle kry nie gestroop, hy sê ek vir my, moet ons 'n bietjie kans gaan, wys ons hom hoe haak ons 'n stroper agter 'n diepseeboot. ja, want dit sleep ons om met die boot. Ja. Maar dit bring nou 'n spesifieke uitdaging met betrekking tot sulke tipe seisoene waar die ouens moet diep inry en ons by die hengelwater, as jy aan die ander kant van die dam is en jy moet terugkom en jy moet deur die drif van moet jy deur. En dan jy weet as jou air intake onder die water is, het jy 'n probleem. Ja. So jou oplossing daarvoor, jy praat van 'n snorkel? Ja, so ons antwoord sal altyd maar 'n snorkel wees vir dit. So ons sit vir jou 'n LIS snorkel op. Dis 'n baie mooi slimline snorkel. Lyk baie goed op 'n Hilux veral. Is hy nie te fyn vir daai? Nee, hy doen die job, hy's stewig, maar met 'n Hilux se mooi lyne vorm hy mooi en hy kom so mooi oor die net so 'n stukkie oor die windskerm sodat dit lyk baie mooi ook. Net so 'n stukkie voor. Ja. Ek wonder altyd oor dit, is daai ding raas hy nie 'n bietjie in die wind en so aan nie? Glad nie, jy hoor hom glad nie in die wind nie. As jou venster oop is en die motor so 'n bietjie werk, dan kan jy hom hoor suig. Ja. En dit nog 'n lekker geluid. Hy turbo wat bietjie werk. Ja, so dis maar deel van die job. Maar hy raas glad nie. Jy sê dat jy hom kan hoor dat hy windvlieg of enige so ietsie. Okay. So dis die moeite werd. Is daar ander voordele ook aan die ding? Meeste mense dink as hulle dink aan 'n snorkel op 'n voertuig, dink hulle aan waterry. Nou dis natuurlik dis die oorspronklike doel. Maar dis net helfte van die voordeel. 'n Groot voordeel wat jy op hom het is, nou sit jou air intake hoog. So baie grondpad ry wat jy natuurlik baie doen. Baie grondpad, ja. Het jy jou air intake sit hoër, so jy kry skoner lug. En jy kry koeler lug, wat natuurlik baie goed is vir jou engine. Dis nie naby die teerpad in elk geval. Hy's verder van die pad af. So jy kry koeler lug in wat goed is vir jou engine. Ons het dit al spesifiek vir al die diesels. Ons het dit spesifiek al getoets met 2 identiese voertuie op 'n toer wat ons gedoen het, een met 'n snorkel, een sonder 'n snorkel. Nadat ek bietjie gekyk hoe lyk die airfilters en dit is dag en nag. Dit maak 'n massiewe verskil.